Matteus 13 vers 1 sê, Jesus het uit die huis gegaan en hy het langs die see gaan sit. Dis wat julle almal gedoen het. Julle het uit julle huis uit gegaan en julle het saam met Jesus kom sit. Kom ons lees vers 2 ook. Hy sê, 'n groot klomp mense het rondom hom saamgedrom. Gevolglik was hy verplig om in 'n skuit te klim en daarin te gaan sit en die mense te onderrig. So vandag het julle uit julle huis uit gegaan. Ja, julle het uit julle huis uit gegaan en julle het saam by Jesus gaan sit om vanaf hom te hoor. Nee? En so is daar skare altyd om Jesus gewees wat saam met hom gaan sit het. So partykeer is daar tye wat ons saamkom soos die, wat ons saam met hom tyd spandeer, maar daar's ook tye wanneer jy alleen moet gaan sit saam met hom. So of jy nou langs die see gaan sit saam met hom, of op die stoep gaan sit saam met hom, in die spaarkamer, net iewers waar dit net jy en hy is. Dit is baie belangrik. En wanneer ons dit doen, dan reveal hy sy geheime aan ons. En dit is die eerste ding waaroor ek julle wil vertel, is die geheime van God. There is a secret place waar jy kan gaan saam met hom. Waar hy sy geheime, waar hy dinge uit sy woord uit vir jou gaan reveal. Goeders wat net vir jou is. Matteus 13 vers 10 sê, waarom gebruik u sulke diepsinnige gelykenisse? Hy antwoord hulle, omdat julle bevoorreg is om die geheime van God se koningsheerskappy te kan verstaan. Nou, julle weet hoe Jesus opgevaar het na die hemel, die laaste wat hy gesê het, is gaan uit en maak disippels. So as jy gered is, as jy vir Jesus ken, dan jy mos nou 'n disipel van hom, né? So hierdie tel dan nou vir jou ook. Julle is bevoorreg om die geheime van God se koningsheerskappy te kan verstaan. Hy sê dit, jy is bevoorreg om dit te kan verstaan. So you have the ability to receive and to understand his promises. Sy geheime, sy mysteries kan aan jou gereveal word. Matteus 13 vers 16 sê, maar julle, gelukkig is julle oë omdat hulle sien en julle ore omdat hulle hoor. Dit verseker ek julle, baie profete en godsvreesende mense het begeer om te sien en te hoor wat julle sien en hoor, maar dit was nie vir hulle beskore nie. Wow! Ons sit aan die kant, waar dit vir ons beskore is. Dis deel van ons erfenis. Dis wat Jesus vir ons gegee het. En ek staan net in awe van hom, dat ons, maar kom ek vat 'n voorbeeld, kom ons vat vir Elia. Hy het vuur uit die hemel uit laat kom. Nee? En hy het begeer om te hê wat ons vandag het. Huh? It is amazing, dit gaan my verstand te bowe hoe bevoorreg ons is om God se gees binne ons te hê. Waar daar 'n hele generasie, daar duisende jare wat profete en mense gekom het, who desired to have what we have now. Hulle het gebid daarvoor, hulle het geprofeteer daarvoor, hulle het kilometers en kilometers getravel om in God se presence te kan kom, om te kan hoor van hierdie dag, en ons leef in dit. Spoiled brats, dis wie ons is. Efesiërs 1 vers 17 tot 23 wil ek vir julle lees. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, would give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of his calling, what is the wealth of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power towards us who believe, according to the mighty working of his strength. He exercised his power in Christ by raising him from the dead and seating him at the right hand in the heavens, far above every ruler and authority, power and dominion, and every title given, not only in this age, but also in the one to come. And he subjected everything under his feet, and appointed him as head over everything for the church, which is the body,
the fullness of the one who fills all things in every way. Ek lees weer vir julle vers 23. Which is the body, the fullness of the one who fills all things in every way. Now, we are his fulfilled ones, because his fullness is in us. Nee? We are those who are filled, completed by Christ. We also complete, fill him. Ons complete hom en hy complete ons, because he is in us. Dit is ook 'n wonderful mystery wat die Here vir ons reveal het. A humbling mystery. En so is daar so baie ander verse en goed wat ek nou vir julle gaan deel in sy woord wat mysteries is wat hy aan ons reveal, maar jy vind hierdie mysteries wanneer jy saam met hom gaan sit, wanneer jy by sy voete sit, wanneer jy sy woord vat en dis net jy en hy en jy sê Heilige Gees, wat gaan ons lees vandag? Reveal ietsie aan my en dan maak hy dit vir jou oop. So vanoggend, ek gaan vir julle baie goed vat en van hierdie goed gaan ook way over jou kop gaan, maar moenie eers daaraan dink nie. Vat dit wat jy kan vat en take it for yourself en vra vir die Heilige Gees om dit vir jou verder oop te breek. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, maar ons ken hierdie geheim, omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het. Want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Nee, die Gees, die Heilige Gees wat in jou is, deurvors daai geheime, hy reveal dit aan jou. Jy kan nie sy woord lees sonder hom nie. Ons vriend Jesus, ons helper en ons vriend die Heilige Gees enable jou om sy woord te kan verstaan. Die boodskap wat ek bring gaan eintlik oor Christelike vriendskappe, maar voordat ek daai deel kan doen, moet ons eers onsself kan help. Jy kan nie iemand anders wil help voordat jy nie jou eie suurstofmasker aangesit het nie. Nee? Nou, ons het onlangs, iewers in gery, ons was in die middel van niks en nêrens en my dogtertjie en my man moes piepie. So ons moes langs die pad aftrek. Nou, hy doen die piepie deel met die kinders, want ek kan nie die windrigting lees nie, so ons het altyd nat voete. So, en hy gaan toe en hy help eers homself en toe kom hy en hy vat ons dogtertjie en ek sê vir hom, en nou? Hy sê vir my, die pilot van 'n vliegtuig moet altyd eers sy suurstofmasker aansit, sodat hy die res veilig by die destination kan uitbring. Nee? Groot waarheid daarin. En dis dieselfde met ons in Christus. Ons moet eers self ons suurstofmasker aansit. Self by die Here kry. Self voet uit sy woord uit. Sodat jy dan vir ander kan gee. Sodat jy dan vir ander kan bemoedig. It first starts with yourself. Nou, jy moet eers saam met Jesus langs die see gaan sit. Of op jou klip, of in jou spaarkamer. Kry vir jou 'n spot. Ek weet nie of julle al daai fliek gekyk het, wat is dit, daai prayer fliek, ja, War Room, yes. Sy het daar kas gaan maak as haar op gebeds Bybellees spasie. Kry vir jou 'n spasie en dit is jou en die Here se spasie. Party van ons moet in die natuur wees. Dit is waar ons die Here die meeste beleef. Ander van ons is weer, jy gaan sit by jou koffietafel en jy drink 'n koppie koffie saam met hom en jy lees jou Bybel. But get a spot, sodat hy sy mysteries kan reveal aan jou. Want wanneer hy 'n mystery uit sy woord uit reveal vir jou, en daai mystery raak 'n rhema woord, 'n revelation woord in jou lewe, dan is dit iets wat niemand van jou af kan wegvat nie. Sodra die Here vir jou 'n revelation gee oor 'n skrif, dan is dit vasgemaak in jou. Dis deel van jou lewe, dis deel van wat jy asemhaal. Dis nie dan 'n skrifgie wat jy net lees en dan vergeet jy dit en dan nou oor 'n paar dae dan gesels jy weer met 'n vriendin en dan wil jy haar bemoedig, maar jy kan nou nie onthou wat jy gelees het nie. Maar as die Here vir jou revelation gegee het daaroor, dan vloei dit uit jou soos water. It's a part of you. Psalm 25 vers 14 sê, There's a private place reserved for the devoted lovers of Yahweh, where they sit near him and receive the revelation secrets of his promises. Nee? Skep vir jouself 'n private place. Sy private place is eintlik in sy hart. Jy gaan hom vind. Nou, hoekom moet ons hierdie revelation hê en tyd met hom spandeer? Sodat ons sy woord in ons kan kry, sodat ons dit vir ander kan uitleef. Nou, as jy dit doen, dan is jy mos nou sy Bybel. Nee, het julle al gehoor?
dat mense sê, partykeer, ja, is jy die enigste Bybel wat iemand gaan lees in hulle lewe. Sal daai gesegde gesê. Maar daar's eintlik 'n baie groot waarheid daarin. Want, okay, kom ons begin by die begin. John 1, vers 1 sê, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Wie is dit? Jesus, okay? Vers 14, En die Woord het mens geword, en by ons kom woon. Nou, daai woord beteken logos. Logos se betekenis is ultimate logic, reason and creative power. Soos wie klink dit? Wie se karaktereienskappe is dit? Who is the ultimate logic? Who is the ultimate reason? Who is the creative power of the whole universe, of everything that exists? Dis Jesus. It is him. Hy is die woord. Revelation 19 vers 13 sê, He wore a robe dipped in blood, and his title is called the Word of God. Sy naam is die woord van God. Dit is Jesus. Hy is die woord van God. So when you read this, lees jy vir Jesus. Jy ontdek hom, jy ontdek sy hart. Jy leer hom ken. So selfs wanneer jy in die Ou Testament lees, soek vir Jesus. Vind hom in hierdie bladsye. You will find him en hy gaan jou asem wegvat. Hy gaan jou voete onder jou uitslaan. Dis wat hy doen. Hy romance ons, want hy is lief vir jou en jy is sy geliefde. Ek het nou my plek verloor. Okay. So Jesus is die woord. Ons het nou daai gedagte. Nou hold that thought. Nou gaan ons na die ander kant toe. Galasiërs 2 vers 20. Okay. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Okay, so Jesus is die woord, maar jy sê dit, Christ lives in me. So die woord van God is binne in my. Okay? So Kolossense 1 vers 27 sê ook, Christ in you, the hope of glory. God leef binne in ons, die woord van God leef in ons. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, ondersoek julle self, of julle in 'n egte geloofsverhouding met Christus staan. Toets jouself. As julle nie daarvan oortuig is dat Christus in julle woon nie, het julle die toets nie geslaag nie. So as jy 'n Christen is en jy is gevul met Heilige Gees, dan is Jesus Christus binne in jou. Die woord wat die Logos woord is binne in jou. Okay, so Jesus is die woord, maar die woord is binne in jou. So wat maak dit vir jou? Dit maak vir jou 'n Bybel. Jy is die lewende woord van God. Jy is hierdie woord in lewende aksie. Dit is nog 'n geheim wat God aan sy kinders gereveal het. Kolossense 1 vers 27, the mystery hidden for ages, but now revealed, Christ in you. So Jesus is die woord is in jou, en jy is die Bybel. Ek het hierdie profound revelation gehad eendag, en dit is hoe ek by hierdie ding uitgekom het, en ek het gelees waar Jesus sê, hy het vir Petrus die sleutels tot die koninkryk gegee. Dus ek sê, okay, maar ek wil ook die sleutels tot die koninkryk hê. Ek weet nie of julle al in die Bybel gelees het nie, jy lees iets hier raak en jy sê nie, maar ek wil nou op hierdie journey gaan, ek wil dit ook hê. En ek gelees toe die hele Petrus 1 en Petrus 2, gaan doen dit vir jouself, daar's baie sleutels van die koninkryk daarin. He's definitely given him the keys. 2 Petrus 1 vers 10 in die TPT sê toe, For this reason, beloved ones, be eager to confirm and validate that God has invited you to salvation and claimed you as his own. Okay? Ek lees dit en soos Desiree ook nou gesê het, jy lees ietsie en dit staan uit vir jou. En hierdie claimed you as his own, staan ek by stil. For this reason, beloved ones, be eager to confirm and validate that God has invited you to salvation and claimed you as his own. Hy het jou nie net gekies nie, claimed you. Wat is dit wanneer jy iets claim? Jy gaan en jy sit 'n stake om dit. Jy baken dit af. Hierdie behoort aan my. Dit is myne. Ek het die title deed daarvoor. It is mine, I'm claiming it.
Dis nie net van, okay, ek kies die ene nie. It can be chosen, but it cannot be claimed. He claimed you as his own. Omsirkel vir jou. He picked you out. He chose you. Die claimed you as his very own. Die Grieks vir daai hele sin, want die Griek werk anders, is ekloge. E-K-L-O-G en 'n E met 'n streepietjie. Dit beteken from his logos word. Nee? God spoke and you were his. You are meant to be a chosen word. You are meant to be a chosen word from his mouth. You will not turn void to him. You will accomplish what he has destined for you to accomplish. You are a chosen word. In Afrikaans, 2 Petrus 1 vers 10 tot 11. Daarom broers en susters, werk nog harder daaraan om met julle leefstyl te bewys dat God julle regtig geroep en gekies het. As julle dit doen, sal julle nooit struikel nie, en dan sal julle sonder ophou en sonder dat iets julle hinder, kan deelneem aan die ewige koningsheerskappy van ons verlosser Jesus Christus. Jou leefstyl wys dat jy syne is. Jou leefstyl wys dat jy sy living word is, dat jy sy woord uitleef, maar jy het nodig om jou suurstofmasker aan te sit en tyd saam met hom te spandeer in die secret place, sodat jy kan weet wie hy is en wat in sy woord staan om dit te kan uitleef. En dan wanneer iets in jou lewe nie align met dit wat jy lees nie, kan jy vir hom vra, help my hiermee. Help my om dit so uit te leef. So, dan is hierdie nie meer net Bybelstudie nie. Hierdie raak the way of life. Hulle het die Bybel, in die disippels se tyd, het hulle nie die Bybel genoem nie. Hulle het genoem the way. Die moslims praat tot vandag toe nog in hulle Koran staan, nie die Christene nie, dit staan as the people of the way. Dit is wie ons is. We are the people of the way because we follow the way. Who is the truth, the life and the way? Jesus. This is who we follow, this is who we are, this is who is in us. Jy is sy logos woord. Dit is eintlik so groot om te sê, né? Kan mens dit fathom? Dit is moeilik om dit te dink, né? Maar daai Bybel is Christus in jou en dit is wat jy is. Jy is die lewende woord. Almal wat jy gaan ontmoet, lees jou. And they are reading his word. They have an experience with him. Jy is geroep om sy ambassadeur te wees. An ambassador of Christ. Nou as jy ambassadeur is, moet jy weet wat jou land se wette is. Jy moet weet waarvoor jou land staan. So, en ons, we are not of this world. We are in this world, but we are not of this world. We are a heavenly people. Nee? We are seated with Christ in heavenly places. So, ons moet ons wet ken. Ons moet weet wat is ons land se wette. Ons moet weet wat is ons morals, wat is ons standaarde, wat is ons karaktereienskappe wat ons moet hê. Ons moet weet wat is ons culture. Ons culture lyk nie soos die wêreld nie. We are a set apart people. We are a peculiar people. Ander mense is ons bietjie weird. But it's okay, because we are a peculiar people. We are set apart. We are holy. You are not just saved. You are called. Soos Desiree nou gesê het, die asem wat ingaan, moet weer uitkom. So, you've been saved, but you are also called to be the living word of God to others. You are a Christ ambassador and he is in you. Now, because I am in Christ, kan ons almal sê, I am his logos word. I am his rhema word. I am his word in action. I am his living word. Ek kan dit sê, want dit is wat sy woord sê. Hy het vir jou treasure in sy woord. Hy is die woord, hy is die treasure en jy is syne. Hoe amazing is dit? Hy het Here, ja, hy is goed vir ons. Efesiërs 3 vers 18 en 19. Mag julle in staat wees om saam met God se mense te begryp,
hoe breed en lank en hoog sy liefde is, dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan beleef, mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Here, laat ons u liefde begryp en beleef, sodat ons met die volheid van God vervul kan word. Nou, ons het al baie gebid vandag, dat ons ore en ons oë sal oop wees, dat ons kan verstaan. So, vriendin, jou ore en jou oë is oop. Jou gees is oop. Vat sy woord, hy gaan dit vir jou oopbreek opnuut. He's going to do a new thing in you. Vertrou hom. He's going to do it. Okay, ons recap gou. So, intimiteit met Jesus is nommer 1, wat jou suurstofmasker is. Hy deel sy geheime met jou, sodat jy rhema kan kry, revelation kan ontvang, van hom af. Dat hy iets kan waarmaak in jou lewe. Dan die tweede ene, jy is die lewende woord, a walking, talking Bible. Dit is wie jy is. In Christus is jy sy glory carrier. You are a vessel of his glory. Hoekom? Because you are adopted into the family of God, sê Romeine 8. You are grafted in him, sê Romeine 11. You are a co-heir, 'n mede-erfgenaam, sê dit Romeine 8 en Galasiërs 4. Jy is 'n mede-erfgenaam van hierdie skat, van hierdie treasure wat Jesus vir ons gegee het. Hierdie reconciliation tussen mens en God. Okay, so nou het ons suurstofmaskers aan. Jou verhouding met Jesus, sy woord in jou. Nou kan jy gaan en jy kan ander bemoedig, want dit is tog waar dit gaan. En nou is ons by daai deel. Nou moet jy jou lig gaan anders skyn. Jesus is altyd ons voorbeeld. Ons volg hom, ons lees hom en ons leef hom. Nee, dit is in ons. Dink gaan aan Jesus se laaste aand op aarde. Okay, wag. Dink gaan jou laaste aand op aarde. Vanaand is nou jou laaste aand hier op aarde. Wat sal jy nou kies om te doen? Nee, dink gou. Gaan jy saam met jou familie kuier? Gaan jy alleen wees? Gaan jy skinny dip in die see? Wat gaan jy doen? Jou laaste aand op aarde. Nee, wat gaan jy nou doen? Weet julle wat het Jesus gekies om te doen? Nee, hy het gekies om aan tafel te sit, saam met sy disippels, saam met sy vriende. Hy het gekies om hulle te dien. Hy het gekies om saam met hulle brood te breek. En toe het hy gekies om hulle te bemoedig. Dis wat hy gekies het om te doen op sy laaste aand hier op aarde. Is dit nie amazing nie? Maar sien julle die volgorde? Dien. Hy dien die mense om hom. En dis wat ons ook moet doen, ons moet mekaar dien. Dek 'n tafel, nooi jou vriendinne, dien hulle, breek brood saam met hulle, bemoedig hulle. En so nie net wanneer jy tafel dek nie, maar laat dit ook in jou lewe wees wat jy doen. Waar ook al jy kom, wie ook al jy mee ontmoet, dien hulle, because you are the living word. En die lewende Jesus Christus is binne in jou. So jy kan ander bedien. Jy kan hulle bemoedig, want jy het sy woord in jou. Toe Jesus sy disippels geleer bid het in Matteus 6, het hy gesê, gaan alleen in jou gebedskamer in, en dan bid jy. Hy het vir hulle gesê, gaan alleen, sonder jyself af, dan gaan bid jy. En toe leer hy vir hulle die Onse Vader. Maar hy het nou net gesê, gaan alleen in jou gebedskamer in, gaan bid daar alleen, en dan sê hy, bid dan, ons Vader wat in die hemel is. Nou, hoekom sal hy nie sê, my Vader wat in die hemel is? Of, hoekom sê hy nie dit nie? Want Jesus in jou, hy is jou intercessor, en hy bid saam met jou. So wanneer jy in jou secret place en gaan daar alleen in jou kamer, of as jy nou langs die see sit, of in die spaarkamer, of waar ook al jou spot is, daar bid jy, en Jesus geweet, hy is in jou, en hy is jou intercessor wat saam met jou bid. Maar so is dit die een kant van daai van ons Vader, maar dit is ook ons Vader, want Jesus het geweet, ons mekaar nodig.
broers en susters in Christus, sodat ons vir mekaar kan bid. So wanneer jy bid, ons Vader wat in die hemel is, bid jy dit nie net vir jouself nie, jy bid nie my Abba, my Vader, my Jesus nie, jy bid ons Vader, because it's about others, about encouraging others, about building each other up. Dit is waaroor dit gaan. Ek dink Jessica het ook gisteraan daar geraak van saam met Jesus te bid. Wanneer jy op jou knie gaan, it's him praying through you. Hy is nie net my Jesus nie. Hy is ook jou Jesus. En kyk na jou vriende, en hy is nie net joune nie, maar hy is hare ook. Soos wat hy myne is hy ons in. 2 Korintiërs 1 vers 4 sê, God bemoedig, wag, ek ons lees eers die hele ene. Okay, Sanna het jou vir my op, ek het hom nie geskryf nie. In al ons swaar kry, bemoedig hy ons. Hy doen dit sodat ons ook in staat sal wees om mense in hul swaar kry by te staan met dieselfde bemoediging waarmee God ons versterk het. Nee, sit gaan my vers 6 op. As ons dit swaar kry, is dit ter wille van julle bemoediging en verlossing. Want as ons God se bystand beleef, is dit sodat ons julle weer kan bemoedig. So kan julle met volharding die ontberings trotseer wat ons ook moet deurstaan. Nou hier sou hulle deur hektiek goed gegaan. Ons gaan eers deur 'n fraksie van dit nie. Maar dis half soos wanneer jy soos gisterand met Jess ook gesê het van wanneer jy in die leeukuil is of wanneer jy in die storm is. Nee? Use that. Don't let it be for nothing. Gebruik dit om vir ander weer te bemoedig. That is what it's for. God bemoedig ons sodat ons vir ander kan bemoedig. Dis wat hierdie skrif sê. Ons beleef God se bystand sodat ons ander kan bemoedig. In jou swaar kry. It's not for yourself. It's for others. Ek het laasweek 'n verskriklike slegte dag gehad. 'n Paar. Maar ek gaan julle vertel van 2 van hulle. Ek het regtig deur 'n swaar tyd gegaan, ek het swaar gekry. Niks hektieks nie. Ek meen, ja, daar's niks ernstigs wat gebeur het of iets nie. Ek was baie down en af. En ek kon nie in die woord kom nie en ek kon nie rustig raak nie, ek het net nie vrede in my gehad nie. En ek sê nee, en ek bel 'n vriendin. Ek sê vir luister, it's not going well, ek nodig. En sy los toe alles, haar kinders, alles, en sy kom na my toe vir my te kom bid. Nee, sy bemoedig my, sy bid saam met my, sy is daar weg. En so, ek voel net instantly a release en a relief. Ek is so dankbaar vir die Here vir dit, dat hy sissies in Christus om ons sit om dit te doen. Ag, en die volgende dag kom, en toe sit nou, klompske klein goedjies wat gebeur het, wat fout gegaan het. Ek sal julle eendag die hele storie vertel, dis baie snaaks, maar ek het baie tyd nodig. Maar 'n groot ding het verkeerd gegaan, maar in plaas van die lewende woord wat ek is, wat sy woord moet uitstraal, ag, het daai klein ding wat verkeerd gegaan het, sommer my hele vrugteboom geruk en al my vlugte het op een slag op die grond geval. Maar ek is kwaad en ek voel nie lekker nie en alles, maar ek besluit nee, wag tot hier nie verder nie en ek kontak ook 'n vriendin en ek spoeg dit alles uit vir haar net soos wat dit is. Sy sê nee, moenie worry, sy gaan vir my help, maar eers gaan sy vir my bid. Maar sy bemoedig vir my daar. Maar die goeie nuus is, sy het my nie net bemoedig nie. Sy het my ook nie daar gelos nie. Sy het my sommer so 'n bietjie reggeruk. Sy het my gesê nee man, staan op van daar af waar jy is. Dis nie waar jy moet wees nie. Hoekom kon sy dit doen? Want haar suurstofmasker was aan. Sy was die lewende woord van God vir my op daai stadium, wat ek op 'n swak plek was. Het sy gekom en sy het daai lewe in my inkom spreek. Sy het my kom regryk, sy het my kom bemoedig. Nee, en dit is wat ons vir mekaar moet doen. En dit is hoekom die Here Jesus het geweet, dis hoekom hy 12 disippels gekies het. Hy het geweet, hy gaan nie net een kies nie. We need each other. En as jy dink hoe kan sy lewe, hy was so erg oor verhoudings. Dit was van belangrik. To walk close to people. So, loop saam met jou sissies in Christus. It is so important, want ons bou mekaar op, ons lig mekaar op, ons encourage mekaar. Het jy geweet, die Here het hierdie eendag vir my reveal, wel ek het so experience met hom gehad, my kamer alleen daar in my secret place. Nee, dat die Here vir jou kyk, soos 'n pa, wat sy dogter sien vir die eerste keer in 'n trourok. Nee, imagine gou die, wat nou al getroud en 'n pappa gehad het wat daar was.
hoe hy vir jou gekyk het, toe hy jou eerste keer in jou trourok sien. En gou in sy gesig, sy emosies, né? Die wat nou nie 'n pappa het nie, imagine hoe jy sou voel, as jy 'n pappa gehad het, hoe jy sou wou voel. Né? So kyk God elke dag na jou. Elke dag. Nou kyk gou na die sussie oorkant die tafel. Né? So kyk God na haar ook, elke dag. Hy kyk na haar, asof hy sy dogter sien in haar trourok vir die eerste keer. Hoekom? Because you are his beloved. Jy is sy bruid. Jy is sy vriend. Jy is syne en hy is joune. Hy is jou treasure. En ja, ons moet mekaar so sien, dat wanneer jy die ander persoon sien, dan sien jy maar, Jesus is net so, no, hy is net so lief soos wat hy vir my is hy vir my sussie. Dieselfde Jesus wat in my is ook in jou. En wanneer ons dit van daai oogpunt af sien, dan kan ons mekaar begin bemoedig met sy liefde. Met 'n liefde wat nie vooropgestel is, of wat enige, ag man, al daai ander goeders wat hulle sê, jy moenie hê nie in die Bybel het nie. Dan kan jy net sy goeie vrug voortbring. 1 Petrus 2 vers 9 sê, You are God's chosen treasure. His chosen treasure. Priests who are kings, a spiritual nation. Ek het gister en vanoggend, toe sê ek vir ons almal wat saamgekom het gebid het, van, ek sal so baie keer vir die manne sê, hulle is priests and kings. Hulle is, maar ons is dit ook. In Christus is jy ook 'n priest and a king. A spiritual nation set apart as God's devoted ones. He called you out of darkness to experience his marvelous light. And now he claims you as his very own. Daar claim hy jou. Here is goed. He did this so that you would broadcast his glorious wonders throughout this world. Lewende woord, you are the broadcaster of his love to the world. Dit kom deur jou, dit kom deur ons. The life light, die koning van die heelal, is binne in jou. Hy regeer, en jy is sy grootste skat. Sy grootste skat. Jy is sy living word, sy logos word, dit wat hy in jou gesit het. Weet ons wie ons werklik is? Gewonder die engele, partykeer dink ek het hulle kyk af, hulle dink soos, oh wow, wie is hierdie mense dat hulle dit alles kan hê van God, dat hy besluit dat hy sit homself in hulle. Ons is so bevoorreg, so geseënd, so privileged to be his children. Maak het toe jou oor. Maak het toe jou oor. You are awakened and sealed, marked and remembered. You carry his sound. You are tested and tried, holy and sealed. You overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony. You are his and he is yours. You carry his Son. You carry the living word inside of you. Mag dit in jou hart ekko. So nou, gaan en wees sy spieël. Die woord van God is 'n spieël vir jou. Maar wanneer jy dit is, dan jy 'n spieël vir die wêreld, sodat hulle hom kan sien. Nou sien hulle sy woord in aksie. 'n woord wat encourage, 'n woord wat verlos, wat verbeter, wat vrymaak en nuut maak. Jy is in Christus die lewende woord van God. That is who you are. That is who you are. Gaan nou hierdie vir julle bid.
attention, heavens, and I will speak. Listen, earth, to the words from my mouth. Let my teaching fall like rain and my words settle like dew, like gentle rain on new grass and showers on tender plants. For I will proclaim the Lord's name, declare the greatness of our God, the rock. His work is perfect, all his ways are just, a faithful God without bias. He is righteous and true. Deuteronomium 32. A faithful God without bias, he is righteous and true. So ek stuur julle uit as living words of the Most High God. Tree in wie hy is. Nee? Ek los vir julle laaste skrifgie wat ek vir julle gedeel is, Jesaja 55 vers 11. So also will be the word that I speak. You are God's spoken word. It does not return to me unfulfilled. My word performs my purpose and fulfills the mission I sent it out to accomplish. Halleluja. Dankie Jesus. So, dit is waarmee ek julle wil los. En ek wil net hê ons moet nou vir die bespreking, gaan ek vir jou een vragie vra. Bespreek dit met die vrou, sommer aan die oorkant van jou tafel. Gaan, ek weet nie hoe julle op die hoeke dit gaan doen nie. Figure it out. Nee, julle is... Maar wat ons nou gaan bespreek is, wat moet ek in my leefstyl verander of surrender om meer soos sy woord te lyk? Okay, so elkeen kan dit bespreek. Ek gaan dit weer sê, wat moet ek in my leefstyl verander of surrender om meer soos hy te lyk? Okay, julle kan maar gesels, mekaar gedeel. Thank you, Jesus.